Baie welkom saam met Jesus en Jesus se gelykenisse vandag. Goeiemôre. Die evangelie van Markus 4 vandag. Markus 4 gelykenisse, maar net uit 'n ander hoek beskrywe as wat ons in Matteus gelees het. Kom ons duik in. Ons kyk eers na die gelykenis van die saaiër. Vers 1. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy Jesus onder andere gesê, terwyl hy hulle leer. Luister hier, 'n saaiër het eendag gaan saai, en met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. En 'n ander deel daarvan het op 'n klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Ja, dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30voudig gedra, ander 60 en nog ander 100voudig. Verder het hy gesê, wie ore het en kan hoor, moet luister. Die doel van die gelykenisse, vers 10, toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, hom oor die gelykenisse uitgevra, en hy het vir hulle gesê, aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buite is, bly alles net gelykenisse, sodat hulle kyk en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Nou verklaar Jesus die gelykenis van die saaiër, vers 13, hy sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaiër saai die woord. Daar's mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en hy vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie, en dit hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Ja, daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor. Maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en dit verstik die woord. Dit bly sonder vrug. En dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. Party 30, party 60 en party 100voudig. Hy het vir hulle gesê, 'n lamp kom mos nie onder 'n emmer of onder 'n bed nie. Is dit nie bedoel om op 'n staander gesit te word nie? Daar is geen geheim nie, of dit moet openbaar gemaak word, en daar word niks geheim gehou nie, of dit moet aan die lig kom. As iemand ore het en kan hoor, moet hy luister. Hy het ook vir hulle gesê, gee aandag aan wat julle hoor, want met die maat waarmee julle meet sal vir julle gemeet word, en daar sal vir julle nog toegevoeg word. Wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word, en wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Vers 26 verder het Jesus gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land, en hy gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm en dan 'n aar en dan 'n volk horingaar.
En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Jesus het ook vir hulle gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak. Vers 33, deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat, vir sover hulle dit kon verstaan. Sonder 'n gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer Jesus met sy disippels alleen was, het hy vir hulle alles uitgelê. Vers 35, laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy Jesus gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars, en die golwe het die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Vers 41, hulle is met groot ontzag vervul, en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Goed, tot sover vandag. En ons kyk net na 'n kort opsomming van Markus 4, net om die gedagtes weer wakker te maak. Markus 4 gaan alles oor saad, grond en groei. Jesus deel die gelykenis van die saaiër en hy leer dat die woord van God soos saad is, wat op verskillende soorte grond, verskillende harte val. Die sleutel is dat die grond, ons harte, die groei bepaal van ons geestelike lewe. Die hoofstuk sluit ook Jesus se verduideliking van die gelykenis in, wat die belangrikheid beklemtoon om God se woord te hoor en daarop te reageer. Reageer ons werklik op God se woord as ons dit lees of hoor? Boonop is daar 'n fantastiese boottoneel met Jesus wat die storm kalmeer, wat ons nou net gelees het. Ja, God se woord is kragtig. Laat ons grond, ons harte gereed kry. In vers 10 tot 20 het ons al gesien dat weg van die skare afraai die 12 en die ander volgelinge oor die gelykenis. Jesus verduidelik dat gelykenisse waarheid beide openbaar en verberg. Ek wil dit herhaal. Jesus verduidelik dat gelykenisse waarheid beide openbaar en verberg. Hy interpreteer elke tipe grond, die padbeeld verharde harte uit, die rotsagtige grond vlak harte, die doringgrond afgeleide harte, en die goeie grond ontvanklike harte, wat 30, 60 of 100voudig dra. Hoe lyk my hart waar Jesus vandag gesaai het? Was dit in 'n verharde hart of dalk 'n rotsagtige hart, 'n vlak doringhart of in 'n goeie hart, goeie grond, vrugbare hart? En dan moet ek myself net vra en ons sluit af met dit. Is ons gereed om die evangelie van Jesus met ander te deel? En het die Heilige Gees vandag deur Markus 4 die saad van God se woord in goeie grond in ons harte geplant? En ek sluit af, op watter manier daag die groot skare se reaksie op Jesus se lering ons uit om die impak van ons eie getuienis vir Christus te evalueer? Seën en vrede vir al die kinders van God onse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.